Gesang 323 vers 1 en 2. En kan net Tannie Annelie weer vir ons net die melodie speel asseblief. Die tweede lied is Gesang 238 vers 1 en 3. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 207 vers 1 en 5.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God is onverdeelde trou aan my. Ek reken die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie.
Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Gesang 284 vers 1, 2 en 3. Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou en die Nuwe Testament. Uit die Ou Testament lees ons Psalm 8 en in die Nuwe Testament Hebreërs hoofstuk 2 vers 5 tot 10. Vir die koorleier met musiek 'n psalm van Dawid. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teestanders, die vyande en wraakgieriges, tot swye gebring. As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre, waaraan U 'n plek gegee het. Wat is die mens dan,
dat u aan hom dink, die mensekind, dat u na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande. U het alles aan hom onderwerp. Selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat, onderwerp het nie. Inteendeel, iemand het eers getuig en gesê, wat is 'n mens dat u aan hom dink? 'n mensekind dat u na hom omsien. U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak, maar u het hom met heerlikheid en eer gekroon. U het alles aan hom onderwerp. By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie. Maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterf. God, terwille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid. En daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, U is die skepper van hemel en aarde. Alles het al begin deur die woord wat U gespreek het. Alles het hulle voortbestaan, soos U dit goed dink. En alles sal tot niet gaan, wanneer U net weer die woord spreek. Ons dank U, goeie Heer, dat ons kan leef in 'n wêreld
waarvan u hand die grens en die perk stel. Ons bely dat ons alles tot 'n val gebring het met ons ongehoorsaamheid aan u. Ons bely dat die lewe in die wêreld word wat ons met u woord doen. Ongehoorsaam aan u. Veroorsaak onsself oorloë, haat en bedrog. Ons verwater u woord. En alles wat sleg en boos is, laat ons siender oë. Laat ons toe om te groei. Maar ons dank u, dat u ons nie uit u hand laat val het nie. Maar ons nog steeds bly vashou. Ons sien dit in die pad wat u met u volk geloop het. Ons sien dit aan die bloed van u seun Jesus Christus. U het hom immers in hierdie wildernis van ons ingestuur om ons te kom soek en te red. En ons dank u, goeie Heer, dat u Gees ons elke dag laat vertroos en lewenskrag skenk. Gee tog dat u Gees nie sal ophou om hom met ons te bemoei nie. En dat ons elke dag sonder vrees, maar vol hoop, ons dagtaak kan verrig, totdat alles hier tot sy einde gekom het. Ons pleit by u. Vergewe ons tog, waar ons val. En tel ons tog op, net om Christus ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 521, al twee die strofes. Erkentlik deur die dae, solank as ek bestaan, wil ek my blydskap uitsing, in ootmoed voor hom gaan.
Martin Luther het gesê dat daar in hierdie lewe 'n baie groot teenstrydigheid ten opsigte van ons God se mens bestaan. Hy het gesê dat ons tegelykertyd sondaar is, maar ook geregverdig. Die twee kan 'n mens nie by mekaar uitbring nie met die beste wil in die wêreld, maar tegelykertyd is ons sondaar en geregverdigde. Psalm 8 is gebou op teenstrydighede. Aan die een kant gaan dit oor die koningskap van God en aan die ander kant gaan dit oor die koningskap van die mens. En dan wys hierdie Psalm ons uit dat dit eintlik twee teenstrydighede is. Die Psalmboek in die Bybel kan ons noem die liedboek van die kerk tydens ou Israel se lewe. Dis die liedboek wat hulle by wyse van spreuke in hulle eredienste gebruik het. En vanoggend gaan ons na Psalm 8 kyk oor hoe Psalm 8 sy plek sou kon vind in 'n erediens van ou Israel. Die priester sou begin en hy sou die woorde van Genesis 1 uitspreek. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. En dan staan die gemeente op om hulle loflied te sing. Psalm 8 vers 1. En so klink hulle loflied. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. 'n mooi loflied op grond van die eerste woorde wat die priester uitgespreek het. Maar dan sê die priester iets eienaardigs. Hy sê, kinders en suigelinge besing die magtige werk van God. Kinders en babiekies is nie in die tyd van Israel en selfs daarna gereken as deel van die erediens nie. Hulle was deur die band met hulle ouers deel van die verbond. Maar die kinders was nie gereken as deel van die erediens. Waarvan praat die priester nou? Die priester verwys nie na die kinders en die babiekies nie.
Die priester verwys na hierdie lof wat die gemeente Israel nou aan God gebring het. En dan sê hy hiermee dat die loflied wat die gemeente nou gesing het, maar so skamelik is teenoor God se grootheid, dat hulle beste loflied eintlik maar klink soos die brabbeltaal van 'n babietjie. En wanneer die priester verder sê, so word die teestanders, die vyande en die wraakgieriges tot sooie gebring, is dit nie as gevolg van hierdie wonderlike loflied van die gemeente nie, inteendeel, hy het mos so pas gesê, dis maar brabbeltaal. Die gemeente oortuig niemand met hulle loflied nie. Dis die magtige werk van God se hande wat almal oortuig. God is nie skepper omdat sy gemeente sulke mooi lofliedere aan hom kan bring nie. Hy is skepper net omdat hy dit is. Maar dan sê die priester sy oordenking voort. En hy vra, wat is die mensekind? Die mens in elk geval dat God aan hom sou dink. Die mensheid wat maar soos 'n ou spikkeltjie teen die magtige skepping van God staan. En dan net om hierop met 'n teenstrydigheid voor te gaan. Hy sê God het hierdie spikkeltjie van 'n mens net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak. En dan gaan die priester voort en hy beskryf hierdie mens wat maar net 'n spikkeltjie is in koninklike taal. God het hierdie mens gekroon. God het van hierdie mens 'n koning gemaak. 'n koning wat aansien en eer toekom. Magtige konings, want God het alles aan hulle onderwerp. En dan sou 'n mens vir die priester wou vra, geagte priester, sê dit tog net weer van hierdie magtige konings? Waaroor het God hierdie magtige konings van hom aangestel? Dan sê hy, God het hulle aangestel oor die skape en die beeste. Net die oomblik toe Israel dink, hier word ongelooflike goed van hulle gesê. Julle is aangestel as konings oor skape en beeste. En nou moet ons vir die Psalm vra, nou waaroor is hierdie konings dan nie aangestel nie? As dit net skape en beeste en wild is. En dan kom die antwoord. God het ons nie
aangestel oor pyl en boog nie. God het ons nie aangestel om met atoombomme mekaar mee te verwoes nie. God het ons nie as konings aangestel oor geld en politieke mag nie. God het ons nie aangestel om die kragte in die natuur wat God daar geplaas het, mee om te gaan, asof dit ons eie is nie. God het ons nie aangestel om wêreldordes uit te dink nie, om waardereëls op te stel nie. God het aan die begin self die wêreldorde vasgelê en God het self aan die begin die waardereëls vasgelê. Wie dit nie nakom nie, gaan ten gronde. Ons is God se konings. Maar die oomblik wanneer hierdie konings hoofvaardig word en reken dat hulle met die mag wat hulle ontvang het kan doen net wat hulle wil, dan herinner die Psalm ons, die priester ons. Onthou, julle is net veldwagtertjies wat na die skape en die beeste moet kyk. En na die priester klaar is met sy oordenking, staan die gemeente op en hulle sing weer. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Want 'n loflied aan God het ook 'n ander kant. Die oomblik wanneer ons vir God 'n loflied sing, dan beteken dit dat ons daarmee erken. Ons verdien geen lof nie. En dan word 'n loflied ook 'n gebed van die gemeente. Ag Here, hou tog self U werk in stand. Want die oomblik wanneer ons dit probeer, dan loop alles op 'n groot gemors uit. Hou tog ons werk in stand. En op hierdie gebed antwoord die Nuwe Testament. Want iets onbegrypliks het in die geskiedenis gebeur. Terwyl die mens van dag 1 af in sy koningskap alles verbrou het God hierdie konings van hom nie afgeskryf nie. Maar by wyse van Spreuke het God vinnige lang tree deur die skepping gegee en sy seun onder hierdie mense laat kom woon. Hierdie mense wat sondaars is, maar om van hulle geregverdigde mense te maak.
En dink net, hoe vertel die Nuwe Testament ons, as ons dink aan die gelykenisse van Jesus Christus? God is soos 'n herder, wat 99 skape laat staan, om die een te gaan soek, wat weggeraak het. God is nie bekommerd oor die engele of die hemelwesens nie. Maar God is bekommerd oor die kinders van Abraham. Dis oor wie God hom bekommer. En op hierdie punt kyk ons dan vanuit Hebreërs na Psalm 8. En dan kom die oproep tot my en u, dat ons elkeen na onsself sal kyk. En dat ek daarna na my vrou, my man, my kinders, my ouers, my vriende sal kyk. En besef, ons is God se kinders, om skape en beeste op te pas. Maar om na onsself te kyk en te sien, dat hierdie veldwagtertjie wat ek is aangetrek met die beste koningsklere, waaraan iemand nog nooit kon dink nie. Ek is aangetrek met die Here Jesus Christus self. Wat sien my vrou en my man en my kinders en my vriende as hulle na my kyk? Sien hulle dat ek aangetrek is met die duurste koninklike klere? Broeders en susters, dit kan ook maar net ons skamelige gebed bly, dat God tog self ons handewerk in stand sal hou. Net tot die eer van sy naam, ook maar ter wille van ons eie behoud. Amen. Ons slotgesang is gesang 451, al 3 die strofes.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.